twee klein sfere, P en S, met ladings 4 mikrokoolom en 9 mikrokoolom onderskeidelik, word 0,1 meter van mekaar geplaas. Stel Coulomb se wet in woorde. Nou hierdie is 'n belangrike definisie onder elektrostatika en om hom te onthou, kyk na jou formuleblad. Hier kan jy duidelik sien die grootte van die elektrostatiese krag. Daar sien jy die produk van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hul middelpunte. Jou formuleblad gee vir jou Coulomb se wet in 'n formule en jy kan vanuit dit die definisie neerskryf vir 2 punte. Vir 3 punte. Bereken die grootte van die elektrostatiese krag wat deur sfeer S ervaar word. Nou, ons het sopas Coulomb se wet in woorde gestel. Nou gaan ons dit toepas. Jy begin met die vergelyking van Coulomb se wet, soos wat jy hom kry op die formuleblad. En nou moet ons bloot ons waardes in vervang. So, K op jou formuleblad, 9 maal 10 tot die mag 9, maal met Q1 is 4 maal 10 tot die mag, minus 6, dis mikrokoolom, en dan ook 9 maal 10 tot die mag, minus 6, dis ook in daardie geval mikrokoolom, die afstand is 0,1, belangrik, dit moet gekwadreer word. En dit gee dan vir jou 32,4 Newton. En nou belangrik, P is positief, S is positief, gelyksoortige ladings stoot mekaar af, met ander woorde, die krag wat deur sfeer S ervaar sal word, sal 32,4 Newton weg van P af wees. X is 'n punt, R meter regs van sfeer P. Definieer die term elektriese veld by 'n punt. Nou, dit is interessant om daarop te let, dat in vraag 7 van Mei-Junie 2026 is daar 2 definisies in dieselfde vraag gevra. So 4 van die 14 punte was net definisies. Nou, wat is 'n elektriese veld by 'n punt? Dit is die elektrostatiese krag per eenheid positiewe lading wat by die punt geplaas is. Jy moet net mooi kyk, daar's 2 definisies wat baie dieselfde klink, maar dis 2 aparte definisies. Daar is elektriese veld en dan is daar ook elektriese veld by 'n punt. Moenie deur mekaar raak met hierdie 2 aparte definisies nie. Vir 5 punte. Bereken R indien die elektriese veld by punt X 0 is. By punt X moet die elektriese velde van P en S mekaar uitkanseleer. Met ander woorde, hulle moet gelyk wees in grootte, maar teenoorgesteld in rigting. Verder, as die afstand vanaf P na X R is, dan moet die afstand vanaf S na X 0,1 minus R wees. So, ons het sopas die definisie gegee van 'n elektriese veld by 'n punt, so kom ons pas dit nou toe. Die elektriese veld as gevolg van P moet gelyk wees aan die elektriese veld as gevolg van S. So, ons kan sê dat K P op R kwadraat is gelyk aan K S gedeel deur, nou in hierdie geval is dit 0,1 minus R gekwadreer. Nou wat kan ons sê? Daai K en daai K kanseleer uit en nou kan ons waardes in vervang. So QP is dan met ander woorde
4 maal 10 tot die mag minus 6 gedeel deur r kwadraat en dit is gelyk aan 9 maal met 10 tot die mag minus 6 gedeel deur 0,1 minus r gekwadreer. As ons maal met 'n 10 tot die mag 6 beide kante, dan gaan jy uit die aard van die saak ontslaa raak van die maal 10 tot die mag min 6 beide kante. En kom ons kruismenigvuldig nou, met ander woorde, ons kry dan 4 op 9 is gelyk aan r kwadraat op 0,1 minus r gekwadreer. En nou kan ons bloot die vierkantswortel beide kante vat, met ander woorde 2 op 3 is gelyk aan r op 0,1 minus r. Nou kruismenigvuldig ons, met ander woorde, dit is dan 0,2 minus 2r is gelyk aan 3r. 2r gaan oor, met ander woorde, 5r is gelyk aan 0,2 en dan moet ons net deel met 'n 5 beide kante en as ons dit doen, sien ons r is gelyk aan 0,04 meter. Die twee sfere word in kontak met mekaar gebring en dan in hulle oorspronklike posisies teruggeplaas. Vir 1 punt, is elektrone vanaf sfeer P na S of van sfeer S na P oorgedra toe dit in kontak met mekaar was. Hierdie is graad 10 werk. Onthou, elektrone word altyd oorgedra vanaf die meer negatiewe sfeer na die meer positiewe sfeer. In hierdie geval is beide sfere positief, maar P is minder positief as S. So elektrone gaan vanaf sfeer P na sfeer S oorgedra word. En dit is ons eerste opsie. Laaste vraag, ook vir 1 punt. Op watter afstand vanaf sfeer P sal die netto elektriese veld nou steeds 0 wees? Nou belangrik, die twee sfere het aan mekaar geraak. Elektrone is oorgedra vanaf P na S en beide sfere het nou dieselfde lading. Hierdie is 'n tipe vraag wat jy baie in graad 10 gekry het. Wat is ons nuwe lading? Dis 4 mikrokoulom plus 9 mikrokoulom en dit deel ons deur 2. Dit gee vir jou 6,5 mikrokoulom en is positief. So, beide sfere het nou dieselfde lading. So die punt waar die netto elektriese veld steeds 0 sal wees, moet presies in die helfte wees. En waar is dit? Dit is die helfte van 0,1 meter, met ander woorde, vir 1 punt, dit gaan wees by 0,05 meter vanaf sfeer P.